Goeiedag. Vandag lees ek vir ons uit Psalm 11 vers 4. Die Here is in sy paleis. Die Here in die hemel is sy troon. Sy oë sien, sy blik toets die mensekinders. Hierdie vers herinner ons dat God nie beperk is tot 'n plek soos ons nie. Hy is nie soos mense wat net op een plek kan wees of net sekere dinge kan sien nie. Die Bybel gebruik beeldspraak om vir ons iets van God se grootheid te wys. Wanneer dit sê dat God in sy paleis is en dat sy troon in die hemel is, beteken dit dat hy regeer oor alles. Die hemel is nie net 'n plek ver weg in die ruimte nie, maar die geestelike wêreld waar God se gesag sigbaar is. Al is God hoog verhewe, is hy nie ver of onbetrokke nie. Hy sien alles wat op die aarde gebeur. Niks is vir hom versteek nie. Sy oë kyk oor die hele wêreld en hy verstaan elke situasie, selfs die wat die mens probeer wegsteek. In Psalm 11 hoor ons hoe Dawid bang en bekommerd is. Hy sien hoe slegte mense hulle krag gebruik om goeie mense seer te maak. Hulle tree in die geheim op en probeer die opregtes benadeel. Dit laat hom wonder wat 'n regverdige mens nog kan doen in so 'n onregverdige wêreld. Maar in die middel van sy vrees is daar een groot waarheid wat hom staande hou. God sien. God weet. Al lyk dit asof die verkeerde mense wen, is God steeds in beheer. Hy sal nie toelaat dat onreg vir altyd oorwin nie. Hy sal op sy tyd reg laat geskied. Die Psalm sê ook dat God uiteindelik die goddelose sal oordeel. Dit beteken nie dat God wreed is nie, maar dat hy regverdig is. Hy kan nie onreg ignoreer nie. Hy sien alles en hy bring geregtigheid op sy tyd. Dit gee hoop aan mense wat swaar kry. Dit beteken dat ons nie alleen is wanneer ons onreg ervaar nie. God sien jou situasie, selfs wanneer ander nie sien of omgee nie. Dink jy soms dat God nie sien wat met jou gebeur nie? Hierdie Psalm herinner ons dat hy altyd bewus is van elke mens en elke situasie. Kan jy dink aan tye in jou lewe waar jy later besef het dat God jou beskerm of gehelp het? Selfs het jy dit nie dadelik gesien nie. Vader, ons kom vandag na U toe met die wete dat U by ons is. Met 'n rustigheid in ons harte, want ons weet U reg sal geskied word. U weet ons kry swaar partykeer. U weet ons sukkel met die wete van hierdie mense wat so baie sleg doen in die wêreld en dat so baie goeie mense benadeel word. Maar ons dank U. Ons dank U dat ons met rustige harte en skoon gedagtes daai las aan U kan oorgee. Ons weet U luister. Ons weet dat U vir ons ondersteun. En ons weet dat as ons moeg en oorlaai en moedeloos begin voel, dat ons net rustig kan raak in U teenwoordigheid en weet, God is die Here en die Here sal altyd by ons bly. Amen.